Kom ons maak oor Psalm 46, Psalm 46, ons sing ons daar vers 1. Psalm 46, vers 1. Geliefdes, ons gaan vanmôre kyk na Matteus 2 en die tema daar is in Christus word ons geroep. In Christus word ons geroep na God. Dan kom ons maak ook by Gesang 4, dan sit ons daarmee dan ons voorsang af. Die blystaande vir die fotum en die seën groet en dan na Gesang 4 sing ons dan spontaan Psalm 18. Psalm 18 daar vers 1 en vers 20. Psalm 18 vers 1 en vers 20. Gesang 4 vers 1 en 2 en dan Psalm 18 vers 1 en 20. Ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het, wat trou bly tot in ewigheid en nie laat vaar die werke van sy hande nie. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God die Vader en Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen.
ons luister dan aandagtig na die wet van die Here, soos wat ons dit vind in Deuteronomium hoofstuk 5 vanaf vers 6 tot 17, verskoning tot 21. Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Onderhou die Sabbatdag dat jy dit heilig, soos die Here jou God jou beveel het. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou os of jou esel, of enige dier van jou, of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, sodat jou dienskneg en jou diensmaagd kan rus soos jy. En jy moet daaraan dink dat jy in Egipte land 'n slaaf was, en die Here jou God jou daarvandaan uitgelei het deur 'n sterke hand en 'n uitgestrekte arm. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te hou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het, dat jou dae verleng mag word en dat dit met jou goed mag gaan in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, en jy mag nie egbreek nie, en jy mag nie steel nie, en jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, en jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, en jy mag nie na jou naaste se huis hinker nie, na sy landerye, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, met die aanhoor van die wet, staan ons skuldig voor die Here, maar ons vind ook ons verlossing in Christus. So kom ons blaai daar op Psalm 130, Psalm 130, en dan sing ons daar vers 2, as ons skuldbelydenis en ons genade in die Here. Psalm 130 vers 2. Ons het die wet van die Here aangehoor, ons het gehoor dat ons kan ook ons skuld voor hom bely, en daarin kom ook dan die genadeverkondiging en die vermaning, dat hierdie skuld moet in Christus wees. Johannes 3 vers 36, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. En daarom kan hy die woord van God in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees verkondig die woord, die vergifnis van sonde aan elkeen wat met 'n ware berou in die hart van wie sy sonde belydenis daarvan voor die Here gedoen het.
Maar aan elkeen wat in die sonde volhard en hierdie genade verwerp, verkondig die woord van God, dat die toorn en die straf van die Here op hom bly, solank hy in die sonde bly lewe. Kom ons doen ons kom ons staan, dan doen ons geloofsbelijdenis. Ons doen die belydenis van Nicea. Ek gaan vir die voor en die volk opreg, wat glo ons as kerk van die Here Jesus vanmôre hier verenig. Ek glo in een God, die almagtige Vader, die skepper van hemel en aarde, en van alle sienlike en onsienlike dinge, en in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, gebore uit die Vader voor alle eeue, God uit God, lig uit lig, waaragtige God uit waaragtige God, gebore, nie gemaak nie, van dieselfde wese met die Vader, deur wie alle dinge gemaak is, wat ter wille van ons mense en ons saligheid neergekom het uit die hemel en vlees geword het deur die Heilige Gees uit die maagd Maria, en 'n mens geword het, ook vir ons gekruisig is, onder Pontius Pilatus, gelei het en begrawe is, en op die 3de dag opgestaan het volgens die skrifte, en opgevaar het na die hemel, wat sit aan die regterhand van die Vader, en weer sal kom met heerlikheid om te oordeel die lewende en die dode, wie se ryk geen einde sal hê nie, en in die Heilige Gees, wat Here is en lewend maak, wat van die Vader en die Seun uitgaan, wat saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik word, wat gespreek het deur die profete, en een heilige algemene en apostoliese kerk. Ek bely een doop tot vergifnis van sondes, en ek verwag die opstanding van die dode en die lewe van die toekomstige eeu. Amen. Kom ons maak oop by Gesang 103. Gesang 103, en daar sing ons vers 1 en vers 2. Ons lees vanmôre 'n kort stukkie saam uit Matteus hoofstuk 2. Matteus hoofstuk 2, en ons gaan daar lees vanaf vers 13 tot vers 17. Vers 13 tot vers 17. Verskoning, vers 13 tot vers 15. 13 tot 15, baie kort gedeeltetjie uit Matteus hoofstuk 2. Terwyl ons met die woord van die Here oop is, kom ons verenig in gebed. Ons almagtige drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, voor U kom nader ons, Here, nie met ons eie grootdoenerigheid nie, nie omdat ons dit verdien nie, nie omdat ons 'n reg het daarop nie, maar ons kom staan voor U, Here, vanweë U Seun Jesus Christus, in Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge,
ook hierdie erediens, ook ons teenwoordigheid hier. En daarom loof en prys ons u groote naam, vir dit wat u werk in ons harte soos u wil, deur u Gees. En wanneer ons dan ook vanmôre so by mekaar is voor u woord, wil ons vir u bid en vra dat u vir ons ook tog die uitroep uit Egipte sal laat verstaan. Spreek tot ons harte deur u Gees. Waarom moes u seun na Egipte vlug? Gee vir ons die wysheid en die insig ook hierin. Waar ons 2 Sondae na Kersfees is. Christusfees, die herdenking van die geboorte. Laat ons daarom ook vanmôre verstaan, Here, wat alles met u gebeur het, is wat met ons gebeur. Gee vir ons hierin wysheid. Here, ons bid vir die wat siek is en die wat ongesteld is, dat u met hulle sal wees. Here, daar is baie maniere om ongesteld te wees. Dit kan na die liggaam wees, dit kan na die siel wees. 'n gebroke hart, 'n gewete wat geplaag word. Bid U, ons Vader, vir ons mense, en ons dra ons huisgesinne so aan U op, dat U ook vir hulle daarin sal lei en bystaan. Hulle sal vertroos met leiding en wysheid en insig. Vergewe al ons sondes, wanneer ons ook voor U kom staan, in en deur U Seun Jesus Christus, bid ons hierdie dinge alleen. Spreek, Here, want die diensknegt en die diensmaagd, die wil luister. Amen. En toe hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar totdat ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak. En hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet: Uit Egipte het ek my seun geroep. Ons teksgedeelte is so twee dele. Die eerste deel is in vers 13, waar die Here in 'n droom aan Josef sê: Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte. En dan ook in vers 15, die laaste deel, waar die Here dan weer sê: Uit Egipte het ek my seun geroep. Nou geliefdes in die Here Jesus Christus, roeping. In hierdie gedeelte het Josef 'n roeping. Hy moet vlug met die kind en sy moeder na Egipte. Baie interessant, altyd word eers gesê die kind en sy moeder, want Josef se roeping gaan nie oor die moeder nie, dit gaan oor die kind. Die kind en die moeder. Maar ons moet ook nie hierin verstaan dat Josef die beskermer is van die Here Jesus nie. God is die beskermer van die kind. Maar Josef is in die beskerming God se instrument, roeping, om instrument in God se hand te wees. Ons lees daar's 'n vervolger, Herodes. Herodes is ook instrument in God se hande. Die instrument van die bose en die duisternis, wat God laat meewerk om die profesieë in vervulling te laat gaan. Nie Josef of Herodes verstaan regtig die diepte van wat hier gebeur nie. Die een gedryf uit die afguns van sy sondigheid, en moontlik die ander een gedryf vanweë die vrees in die hart.
Nie een van hulle twee verstaan regtig wat hier aan die gebeur is nie. Maar die profesie is werklik. En hulle is betrokke. En hierin moet ons elkeen vir onsself ook sien. In die klein plekkies en die klein deeltjies van hierdie wêreld en die klein dingetjies wat die Here in ons harte werk tussen lig en duisternis, is daar ook 'n groter ding op die spel. Ons hoef nie alles te verstaan nie, maar ons moet gehoorsaam wees. Niks op aarde gebeur sonder God se raadsbeskikking. God se seun het 'n roeping, en dit gaan oor die roeping van die seun van God, waarin al hierdie instrumente van God ook gebruik word in hierdie stryd om lig en duisternis. Die seun se roeping om sy koninkryk op aarde te kom bevestig. Hy moet kom sterf aan die kruis, sodat hy werklik en waarlik vir ons kan loskoop vir sy koninkryk. Loskoop van die sondemag. Loskoop van Egipte. Die sondemag is nie passief nie. Dit werk in ons harte. God gebruik instrumente soos ons. Ook ons is in 'n stryd tussen God se werk en die bose se werk. Elke dag, in jou huis, by jou werk, in die kerk, in die wêreld. En dis 'n werklikheid. Hierin moet ons instrumente bly. En ons sal wees of instrumente tot die werke van die lig, of as God dit so wil, instrumente tot die werking van die duisternis. Want alles is in sy hande. 'n werklike stryd. As jy eerlik in jou hart gaan kyk, wat Christus kom doen het in die geskiedenis, vir jou menswees in hierdie stryd, dan moet nie net Christus vir jou die werklikheid word nie, maar die stryd self ook. Christus Jesus se roeping is om te kom sterf vir ons wat in die duisternis verkeer. Geen magte sal hierdie kind van God weerhou om sy roeping uit te voer nie. God bewaar hom. En hierin moet ons ook iets vind vir die troos vir ons lewens op hierdie aarde in die stryd tussen lig en duisternis in ons harte. God sal jou nie los. God sal jou bewaar in die stryd waarin hy jou gebruik. God beskerm sy kinders vir die doel waarom hy hulle in die lewe gestel het. Baie interessant van Josef. Dat Josef so 'n pertinente rol speel by die geboorte van Christus, by die beskerming van Christus, by die terugtrek na Nasaret. Maar dan hoor ons niks meer van Josef. Want hy is heel waarskynlik, terwyl die Here Jesus nog 'n tiener was, oorlede. Sy roeping is vervul. Hy het sy roeping geleef. En vir so lank het die Here hom behou. Die bose is nie passief nie. En ons is nooit onbetrokke, solank as ons in die lewe is. Maar daar sal altyd weerstand wees. Die Here vat nie die weerstand weg in hierdie stryd nie. Anders was dit nie meer 'n stryd nie. Josef moet iets doen om hierdie kind te beskerm. Maar uiteindelik sal hy nie weet dat in die beskerming van hom as instrument in God se hande, God wat beskerm en hy wat die instrument is, dat ook die behoud van hierdie kind tot die redding van vele sou wees. En so doen hy iets wat ons vandag kan verstaan in die vervulling van die profesie. Uit Egipte het ek my seun geroep. As ons dit kan saamvat vanmôre, kan ons die hoofgedagte sê, alleen in Christus is ons geroep. Nie buite om Christus.
As gevolg van Christus, weens Christus, oor Christus is ons geroep, nie buite om Christus nie. In Christus word ons geroep. En daarom, geliefdes, jou roeping as kind van God gaan daarom spesifiek oor die een kind, Jesus Christus. Wat hy soos geprofeteer moet kom deurmaak, moet vir ons iets baie persoonliks in ons roeping op hierdie aarde beteken. Uit Egipte het ek my seun geroep. En ons staan nie hiervan los nie. Christus is in ons plek voor God. Iets hiervan moet ons verstaan vanmôre. Hy is die ware middelaar tussen God en mens. Hy lewe, ons lewe, voor God die Vader. En dit is deur die geloof wat ons daardie insig verkry. Geen mens kan vir 'n ander mens daardie insig gee nie. Net die Heilige Gees kan ons laat besef, Christus lewe ons lewe voor die Vader. Waar ons dit verkeerd doen, doen hy dit reg. Namens ons as middelaar. En daarom verstaan ons maar min van hoe direk Christus se roeping uit Egipte ons elkeen se lewens raak as sondaars uit Egipte. Van daar af roep God almal van ons. En ons antwoord nie op God se roeping nie. Christus antwoord op God se roeping. Hy gehoorsaam namens ons God se roeping. Hy vervul ons roeping. Sonder Christus kan ons nie antwoord nie. Dit klink vir u nou moeilik. Maar dit is waartoe hierdie gedeelte gaan. Die profesie waarna hier verwys word. Uit Egipte het ek my seun geroep. Dit verwys na Hosea 11 vers 1. En daarvoor moet ons gaan kyk wat staan in Hosea 11 vers 1. Daar staan: Toe Israel 'n kind was, het ek hom liefgehad, en uit Egipte het ek my seun geroep. Israel word genoem seun met 'n klein lettertjie. Hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. Die teleurstelling. Die bedoeling in Hosea is dat die Heilige Gees die afvallige volk Israel uitgekies het. Hulle het God nie gekies. God het hulle gekies toe hulle nog 'n kind was, sê die teks. Maar hierdie volk was slawe. Eerstens aan die sonde van afgodery, aan die Baals, en daarom ook die gerieflike slawe vir Farao in Egipte. Gerieflik. Die wêreldmag van Farao het dit vir hierdie volk gerieflik gemaak. Moenie dink hulle bou nie slawe wees nie, hulle wil slawe wees. En dit is die onderskeid wat ons moet maak ook in ons harte. Die sonde is gerieflik. Ons wil die slawe van die sonde wees. Israel wou nie uit die slawehuis wegtrek om 'n heilige volk vir God te wees nie. Daarom Hosea se bywoorde of se stelling daarby: hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van hulle af weggeloop. Hulle het aan die Baals geoffer en vir die gesneede beelde rook laat opgaan. Israel is uit die slawehuis van Egipte geroep om 'n seun vir die Here te wees, met 'n klein lettertjie.
Om vir God 'n seun te wees, bedoel in die konteks van Israel, dat hulle moes 'n teokratiese volk wees, wat op hierdie aarde anderster lyk as die ander volke, deur wie God hom kon openbaar aan al die ander volke. Maar Israel wil nie. Hulle was wederstrewig, en ons lees hoe het hulle altyd maar verlang na die vleispotte van Egipte. Sonde, slawerny maak ons almal passief. Jy sien, en dit is waarom toe die Here Jesus in Hosea sê, uit Egipte het ek my seun geroep, was Israel passief in die sonde. Stryd om vryheid is diep ongemaklik. Uiteindelik is die prys van ware vryheid die kruis om te trek. Israel soek nie die ongerief nie. Hulle wil bly. Hulle soek die gerief van slawerny. Sien u wat is die diep wortels van 'n slawe mentaliteit? Dis nie iets waarvan die mens loskom. Want hy kan nie. Die volk se roeping as seun met 'n klein lettertjie maak Hosea se woorde daarom baie profeties. En daarom word Israel in daai gedeelte eintlik maar 'n tipe, 'n voorstelling van Christus. Toe Christus as mens in die natuurlike sin, die ware seun van God, geroep word, het Christus gehoorsaam deur die instrument Josef wat die Here gebruik het. Want hy was 'n baba. Nie dat hy ongehoorsaam is nie. Hy kan nie sonde hê. Deur Josef. Nie net 'n teokratiese figuur of 'n verteenwoordiging, 'n teokratiese verteenwoordiging van God op aarde, soos Israel moes wees nie. Nee, seun met 'n hoofletter. Hy, Jesus Christus, is die ware eniggebore seun, die ware banneling van die hemel na die slawehuis van Egipte. Die vryheid van die hemel na die slaweband in Egipte. Voorgestel in sy vlug na Egipte. En hoe kom hy daar? Waar Israel moes uittrek uit die vyandigheid van Farao uit wat hulle in gerief wou aanvaar, moes Christus uit die vyandigheid van Herodes na Egipte vlug. Weereens 'n wêreldmag wat alles so gerieflik kan voorstel, ook in ons dag. Maar stadig maar seker greep het op alle vryheid. Josef is God se instrument om hierdie seun, hierdie koningskind in vernedering, want hy's 'n koningskind van die hemel. Dis vir hom 'n vernedering om te moet vlug na Egipte. So begin sy vernedering. Eers die krib en toe die vlug. En so neem Christus deur hierdie vernedering te aanvaar ons verdrukking op hom. Hy neem ons verdrukking op hom. En dan moet ons hierdie diepte van hierdie uitdrukking, van hierdie roep hoor. Wanneer God dan in die almag en in die glorie van die hemel en uit die hemel uit sê, uit Egipte het ek my seun geroep. Want op hom rus ons almal se liefde vir die slawerny. Op hom rus ons almal se vernedering. Op hom rus ons
gerief om nie te stry nie. En so word die volk slegs verlos van hulle gerieflike sondeslawerny in en deur Christus. Waar Israel as slawe die ongerief van die stryd om vryheid moes opneem en moes vlug van die slawehuis af, moet Christus vlug na die slawehuis toe om die ongerief van die stryd om vryheid namens die volk op hom te neem. 'n Stryd tot by die kruis van Golgotha. Daar waar ons saam met hom moet sterf vir ons verslaafdheid aan sonde. Maar die mens besef nie hoe ons slawe is van die sonde nie, omdat die sonde so gerieflik is. Dit hou ons slapend in die duisternis. Dit laat ons dink ons is veilig in die veiligheid van die wêreldmag. Maar die Here kom maak ons wakker in die nag soos vir Josef. Neem hierdie kind en trek. Dis ongerieflik, maar trek. Ons wil maklik in Egipte bly. Dit is daarom nie die aardse slawerny tot vryheid waartoe ons geroep word nie, maar die sondeslawerny in ons harte wat uitgebeeld word in die letterlike Israel, in die letterlike slawerny. Wil die Here vir ons iets leer van ons eie sondestryd? Uit Egipte het ek my seun geroep. Nou word ek en jy geroep in Christus. Nou verstaan ons dat die roeping van die volk Israel eintlik heenwys na die eintlike roeping van die ware seun Jesus Christus, ons middelaar, die een wat vir ons intree, namens ons intree. En uiteindelik was Israel maar net soos Josef, instrumenteel in die uitbeelding van dit wat Christus ten diepste beteken vir ons. En daarom, geliefdes, in hierdie dae wanneer mense so verward raak oor profeseë, moet ons dalk net miskien 'n paar basiese lyne neerlê. Israel bepaal nie die profesie. Christus bepaal die profesie. Ons moet oppas om te wil dink wat betref die profesieë in die Ou Testament, dat die verlede belangriker is as die toekoms of as die hede. Ons gaan 'n fout maak met profesieë as ons dit wil doen, want dan sal ons nie maklik kan insien hoe alles gewys het na die toekoms in Christus nie. Israel kan dan maklik gedink word geroep as die seun. Asof Israel belangriker is as die ware seun van God. Wat met Israel in die geskiedenis gebeur het, word bepaal deur wat met Christus gaan gebeur. Wat met hom sou gebeur. Israel moes deurmaak in die geskiedenis wat Christus vir ons verlossing bepaal. En Israel moet dit oorkom. Dit gaan nie eerste oor Israel nie, dit gaan eerste oor Christus. En God se woord bepaal die toekoms, die verlede. En wanneer ons na Israel kyk, mag ons nie in Israel vaskyk nie. Want Israel is bloot maar net 'n skadubeeld,
Soos 'n groot lig wat op 'n beeld val en net 'n skaduwee gooi, is Israel maar net die skadubeeld van die ware beeld. En ons moet oppas in ons dag om van Israel die ware beeld te wil maak. Israel is dus nie 'n heilige volk in hulle self nie. Hulle verwys alleen na die ware heilige een. Daar's geen redding in Israel nie. Daar's redding in Christus, na wie Israel verwys, of behoort te verwys. Ons lees Christus se lewe op aarde daarom voorgestel in Israel. Christus word geroep uit Egipte in die werklike toekoms en dit ego in die werklike verlede van Egipte, van Israel in Egipte. As Christus deur sy hemelse Vader nie geroep was nie, sou Israel ook nie die kreet gehoor het nie. Dit gaan oor Christus. Herodes se bose planne was nie buite God se soewereine beskikking van alle dinge nie. God het Herodes se bose planne laat meewerk vir hierdie groot verlossingsplan. Christus was beskerm om eenmaal die grootste roeping daarom ook uit te voer. God bewaar ons roepings ter wille van Christus. Jy leef nie op hierdie aarde vir jouself nie, maar vir Christus. Die feit dat ons nou nog in die lewe is roeping in Christus. Hy het Israel in hulle roeping bewaar vir so lank as wat dit neem vir die Here om die ware seun van God te laat gebore word uit Israel uit. Ons word daarom nie kinders van God deur Israel nie. Ons word in Christus gered en deur Christus ware kinders van God. Galasiërs 4 vers 6. En omdat julle kinders is, het God die gees van sy seun in julle harte uitgestuur en hy roep Abba Vader. Daar staan nie en hy die gees van Israel in julle harte ingestuur. Hy die gees van Christus in julle harte uitgestuur. En hy roep Abba Vader. Alleen deur geloof in sy seun Jesus Christus word ons daarom kinders van God. Deel van sy Nuwe Testament Israel in Christus alleen. In Christus alleen, verskoning. Geliefdes, elkeen van ons as kinders deur en in Jesus Christus, uitverkore en aangenome kinders van God, het daarom ook ons roeping om te getuig van die Here Jesus Christus. Hoor u die roeping? Uit Egipte het ek my seuns en dogters geroep. In Christus. Nie die gerief van hierdie wêreld om in slawerny van die sonde te bly nie, maar om te trek. En dis ongerieflik. Dis ontydig. Ons roepings as kinders van God is daarom nie maklik nie. Jou roeping is jou offer, nie jou verheerliking nie. Roeping bring gevaar. Dit laat jou in onveiligheid gaan. Maar God sê vir jou, vertrou my. Vertrou die Here. Want dis nie Josef wat die kind beskerm het nie, dis nie 'n mens se mag gewees nie. Dit was God wat die kind beskerm het. En God het al so bepaal het, nog voordat dit gebeur het. Deur dit vir ons voor te stel in Egipte, in Israel se geskiedenis in Egipte. Daarom is die geskiedenis van Egipte relevant.
waar hulle so baie in hierdie dorre woestyn, hierdie trektog gekla het, was dit elke keer die Here wat vir hulle gesê het, hou jou roeping, ek sal vir jou sorg. Hou jou roeping in Christus. So is Josef vir ons ook hier in 'n goeie voorbeeld. Die Here het vir ons gesê in Johannes 15 vers 20. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het. 'n Diensknegt is nie groter as sy Heer nie. As hulle my vervolg het, sal hulle julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. Josef nederig, niks seggend in die oë van die wêreld, word 'n grootse instrument as diensknegt en hy word gebruik om die grootse bose planne van die wêreldmagte te stop, te werk deur die werking van God in die harte van sy geroepe kinders. Ons moet daarom gehoorsaam aan hom bly. Elke geroepe man en vrou wat tot geloof kom in die verlossingswerk van ons Here Jesus Christus, hoor die roeping. Uit Egipte het God jou geroep. In Christus antwoord ons. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, aan U kom toe die lof, die eer en die aanbidding. Hoe groot is U? Hoe groot is U? U wat deur die tyd, deur die geskiedenis, alles soos een bladsy voor U oë het. U wat die toekoms en die verlede gelyktydig bepaal. Ja, Here, en wat selfs die bose werkinge teewerk. Wat toelaat dat selfs bose dinge nog meer en meer die heerlikheid na U toe laat wys. U grootse werke. 'n volk wat weier om te trek, maar U gebruik hulle as instrumente. 'n seun wat trek tot sy eie dood toe ter wille van ons wat so onwillig is. Vader, laat ons tog U woord verstaan vir ons harte. En laat ons lewens ooreenkomstig inrig en U gehoorsaam wees. Ook in hierdie nuwe jaar bid ons Hemelse Vader dat U vir ons genadig sal wees om in alles weg te trek van Egipte se sonde slawerny in ons harte. Ons kan alleen in Jesus Christus daardie vryheid verstaan, nie as gerieflik, maar as ware vryheid. Afhanklik van U, nie die wêreld nie. Voor U aangesig, nie die wêreld nie. Help ons elke een daarin, elke man, elke vrou en elke huisgesin. En elkeen van ons kerk, elke Christen in hierdie land en in die wêreld, om te hoor, uit Egipte is jy geroep, in Christus kan jy antwoord. Amen. Geliefdes, ons blaai dan na Gesang 260. Gesang 260, ons sing vers 1, 2 en 3.
seën van die Here en gaan so in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees, sy met julle almal. Amen.